Goeiemôre, good morning en baie welkom. Dis Vrydag wat beteken dat ons weer kyk na die week se hoogtepunte van die program en daar was sommer weer 'n wye verskeidenheid. Suid-Afrika het 'n nuwe era in gesondheidsorg betree met die bekendstelling van Livicenter SA en Dr. Del Creamer het met ons gesels oor die baanbrekerswerk en span. Dit was gekke dag en die prokureur Neil Kloete was hier om te vertel hoe ver 'n grap kan gaan voordat dit moeilikheid kan veroorsaak. Op die sportfront het 2021 se skeieregter van die jaar, Maree Erasmus, saamgekuier en Roan de Tooy was hierdie week hier om sy nuutste enkelsnit "Dit sal lekker wees, dankie" te kom deel. Nou, soos ek genoem het, Suid-Afrika het 'n nuwe era in gesondheidsorg betree met die bekendstelling van Livicenter SA, 'n sentrum met topspesialiste wat wêreldklas lewersorg bied. Die intervensionele radioloog Dr. Del Creamer het by ons aangesluit om meer te vertel. A warm welcome to Goeiemorgen, good morning. Good morning and thank you for having me today. Let's start with what makes the Livicenter SA such a significant development for healthcare in South Africa. Yeah, so liver disease is quite complex and the management of it should be ideally done by doctors who are seen as a team or work as a team. And the liver center it comprises of hepatologists, so just to help our people out there to understand what these different special doctors are. Hepatologists are subspecialist physicians in liver disease who have trained in liver disease, and then you have hepatobiliary surgeons who are super specialist or subspecialist liver and pancreas surgeons, as well as interventional radiologists who are super specialist radiologists trained in minimally invasive procedures, as well as transplant surgeons, all under one roof. Yes, so exactly that. The center brings together multiple specialities under one roof. So how does this multidisciplinary approach benefit patients? So I think the main idea is currently our healthcare system is quite fragmented, and we're trying to put all the brains into one place. And if we help and we do that and we put all the brains in one place, we ultimately will have better outcomes for our patients, and we'll be able to liaise with one another and discuss these complex diseases to come to a point where we are practicing evidence-based healthcare at a world-class standard. Dr. Dale, why is liver disease such a complex issue to navigate for medical professionals? I think, firstly, because it's extremely complicated to manage and on its own. I think it's just it's a disease process that can be quite slow, and you don't really pick it up in the beginning easily. And I think one of the most important things is that there's quite a relative misunderstanding with the appropriate management of liver disease, I think in South Africa. And well, we're trying to address that by teaching the public, and as well as teaching our clinicians or our fellow colleagues about access to a group of doctors that will be able to help their patients as well. Yeah. Some of the new procedures that are being offered are quite advanced. So what do these treatments allow you to do at the Livicenter SA that wasn't possible before? Yeah, so I think it's important to try and help patients understand what an interventional radiologist is. So if you think about an interventional radiologist, it's like a minimally invasive surgeon. It'll maybe come across as something science, like a little bit out of the science fiction novel, but it's basically we're able to perform procedures inside patients using X-rays and using special tools. And this is at the moment the world-class standard of care, which unfortunately isn't really readily available in South Africa. IRs are quite rare to find. And the management of liver disease, which is probably one of the most exciting areas of development in our field. And that is really the point of having this access has been able to be made, or the access of interventional radiologists to various areas that were not previously
there were no IRs in those areas before. It's now available, and that's the thing that makes the liver center quite exciting. Yes, the mention of minimally invasive, I think, is music to a lot of people's ears, because that's obviously going to have an impact on the recovery time and outcomes for the patients. Yeah, there's no surgery, right? It's little keyhole incisions using needles, wires, and catheters to perform quite complex procedures. You will wake up after a procedure with a small incision in your neck or a small incision in your liver or in your groin, and that's it. And yet the kind of complexity of the work that we do, if you had to see the ultrasounds and the CT scans and the x-rays afterwards, you'd be amazed. How did they put that stent there? Well, that's the magic of interventional radiology. It's absolutely fascinating. The centre operates in both Cape Town and Gqeberha. How important is it to expand this access and this level of care across the country? Yeah, it's extremely important to expand this level of care around South Africa. I mean, at the moment, we've got less than 10 proper subspecialist South African interventional radiologists. And at Groote Schuur Hospital, which is where I'm based, we are training the new South African interventional radiologists to hopefully be able to put an IR in every hospital in South Africa. And I mean, at the end of the day, we as a nation, we want to move forward and we want to be able to, provide the kind of healthcare that is available overseas. And we want patients to be able to have access to this world-class standard of care. And this is the first step in being able to go to a place like Gqeberha and where IR hasn't really been prominent at all. And probably most people would have thought would never have existed to have interventional radiology available in that area, but now it is. And we've managed to change a few lives, I hope, and we hope to continue to do so. Just in closing, Dr. Creamer, for someone who is watching and might be concerned about the health of their liver, what are some of the early signs that they shouldn't ignore? Yeah, so I think the liver is one of those organs that isn't as glamorous as as the others, So people are usually worried about their heart health or their brain health or mostly their figure and their physique, right? But the liver is one of the most important organs in the body. And the problem with it is that its disease manifests quite slowly. And what you need to do as a patient is be able to, firstly, when you go for your annual or regular checkups with your GP, to ask questions like, can I have a liver function test done maybe every year? Bly net waar jy is, ons bekyk gekke dag net hierna vanuit 'n regsperspektief. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Hallo, ek is Dozy en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Nadine en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant.
Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Dit was Woensdag gekke dag, 'n dag van grappies en poetsebak, maar hoe ver is te ver? Wanneer kan 'n onskuldige grap jou in die sop laat beland? Ons het met die prokureur Neil Kloete van Weavent & Weavent gesels om die wetlike kant van poetse beter te verstaan. Ek het volgend oor dit gepraat, moenie die goed indruk nie. Vra vir die kliënt of hy nog 'n sakkie wil hê. Nou druk jy dit in 'n sel brood hier. Dis hoekom die brood gesqueeze word. Ek gaan nie weer praat nie. Ek gaan nog 'n sakkie. Okay. Skus tog? Ja, maar die probleem is mevrou, hulle druk dit in en ja, maar luister, jou gedrag is onprofessioneel. Maar is dit omdat meneer hulle stingy is en nie genoeg sakkies vat nie of is dit hulle wat die goed indruk? Nee. Vat meneer genoeg sakkies? Hallo papa. Papa, iets ernstigs het nou gebeur. Ek het per ongeluk bietjie vinnig oor die stopstraat gery en toe was daar 'n spiekkop agter my. Toe sê ek, toe maak ek nou maar 'n storie op en sê pappa het soos van die trappe afgeval en ek nou vinnig by die huis kom. Nee, dat pappa nou daar lê. En toe sê die spiekkop nee, maar hy gaan nou maar soos huis toe kom om te kyk of pappa nou okay is. So hy ry nou hier agter my aan. So pappa moet my nou help. Jok. Ek gaan jou nie help, Jokie. Dis 'n 3000 of 4000 rand se boete. Maar kom ry jy stopstraat? Okay, ek het nie oor die stopstraat, ek het net nie doodgestop nie, verstaan papa? Nou wat moet ek dan doen? Papa, ek weet nie, maar help my nou net. Nee, maar dan gaan jy met ons speel. Nee, hy het gesê hy wil net sommer om te kyk of papa okay is. Nou wat, so moet jy was mamma? Ek het gesê ek het nie 'n ma nie. Sê vir mamma sy moet net wegkruip, maar papa, ek moet nou ry. So maak dit net convincing, okay. Papa? Dis nie kompassie nie. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, good morning. Dit is April gekke dag, dag van grappies en poetsebak, maar hoe ver is te ver? Wanneer raak 'n onskuldige grap iets wat jou in die moeilikheid kan laat beland? Ons gesels nou met die prokureur Neil Kloete van Weavent & Weavent Inc. om die wetlike kant van poetse beter te verstaan. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Môre Rosanna, is 'n voorreg om weer hier te wees. Neil, wanneer raak 'n grap eintlik iets wat regsgevolge het? Hoe ver kan jy iets vat voordat die persoon wat dalk die slagoffer is, die regstappe kan volg? 'n Grap gaan te ver die oomblik wanneer iemand skade ly, wanneer iemand belaster word, wanneer iemand se eiendom vernietig word, of wanneer iemand belaster word. So, mense verstaan nie regtig dat hulle aksies 'n reaksie kan uitlok nie. En die reaksie van my dalk, sê nou jy lieg of jy maak 'n storie op of wat ook al en ek is soos in die verleentheid geplaas. Dit is my reg om dan te kan optree teen jou, sê nou jy die poetsgebak. 100%. So ons kry verskeie voorbeelde in die reg. Die voorbeeld wat jy nou gedoen het, waar dit jou persoon, jou fama en jou dignitas, jou reputasie en goeie naam wat Rosanna het, aantas,
dan het jy 'n lastereis en daarvoor kan jy sekere siviel regtelike eise instel. Dit is nie net teen persone nie, maar 'n lastereis kan ook deur maatskappye indien iemand 'n maatskappy se goeie naam en reputasie deur die modder sleep met 'n poets wat hulle wil bak, dan het hulle ook 'n eis daarvoor. Wanneer eiendom beskadig word, dan kyk 'n mens na 'n strafregtelike eis vir saakbeskadiging. Ons het selfs gevalle gesien in die reg waar sekere kollegas in 'n werk wat saam met ander werknemers werk, waar hulle iemand se selfoon vat en hulle dan daarna afgedank word. Dit is nou gevalle waar die arbeidshof dit omvergewerp het en hulle heringestel het, maar daar's ernstige regsgevolge as die poets nie binne perke bly nie. En vir julle as prokureurs, hoe ernstig neem julle hierdie sake op? Sê nou, ek is nou daar's valse inligting oor my versprei en ek is op 'n manier gelaster en ek kom na julle toe en sê, luister, hierdie het met my gebeur, iemand het gedink dit is 'n grappie, maar ek dink nie dis baie snaaks nie. Ons neem alles baie ernstig op, want dit is vir die persoon wat ons nader 'n baie belangrike saak. Wanneer iemand ons nader en sê, luister, ek was nou die slagoffer gewees van 'n slegte poets of ek is belaster, dan ondersoek ons dit. Ons vra gewoonlik vir bewyse, want in terme van laster is dit baie belangrik om te sien dat dit aan sekere vereistes voldoen. Selfs gewone innuendo, soos ons na verwys, kan ook as laster beskou word. So as jy na ons toe kom, ons toets al die feite, ons kyk na die publikasie wat gewoonlik gemaak word, en dit is een van die trefwytes of een van die vereistes om 'n geldige eis te kan instel. Ons ondersoek dit en ons adviseer jou dan oor die regsgevolge en die moontlikheid van die instelling van 'n suksesvolle lastereis. Wat nou van fisies of emosionele skok? Dus gewoonlik is 'n poets, jy word geskok met iets of hoe kan jy dit dan bewys dat dit eintlik vir jou as persoon skade aangedoen het, veral die emosionele skade, want daar is nie altyd bewyse van dit het my regtig in 'n depressie laat gaan nie, of dit my regtig sleg laat voel nie. Ek dink nie daar is altyd gedink aan die emosionele skade waaronder iemand kan ly wanneer 'n poets gebak word. 100%. So die emosionele skade sal jy ook 'n eis vir hê, soos byvoorbeeld wanneer iemand jou privaatheid skend. Wanneer iemand jou privaatheid sou by inbreuk maak, en daar sal versekerde eis ook daarvoor wees wanneer dit subjektief deur jou ervaar word as iets wat jou emosioneel aangetas het. Ons praat van dit gewoonlik in die skadevergoedingsreg as die redelike persoon toets. Indien die redelike persoon in dieselfde omstandighede ook dit sou ervaar het as 'n skending van hulle privaatheid of dat hulle emosionele skade sou opgedoen het vanweë die daad of die poets wat teenoor hulle gebak is. So dink jy ons is op hierdie stadium 'n bietjie oorsensitief oor hierdie tipe goed? As iemand sê, ag man, ek het net 'n joke gemaak. Ek dink dit gaan oor die persoon. Ons maak altyd die grap en sê dat So julle maak ook grappies. Ons maak ook grappies. As jy die bottelstoer bel en vra met Captain Morgan te praat, of as jy KFC bel en jy vra jy wil met Kolonel Sanders praat, dis nie dieselfde lig as wanneer iemand persoonlik aangetast word. Die bedoeling kan nie noodwendig wees om die persoon aan te tas nie, maar indien dit so subjektief aanvaar word. As 'n voorbeeld, skoolkinders wat al gegaan het en 'n poets gebak het vir wat hulle gemeen het en wat hulle so bedoel het, 'n poets is vir onderwysers, dit het al in die hof gedraai. Ja, ek weet dit, hierdie is 'n kwessie waaroor ons eintlik baie langer kan praat, maar byvoorbeeld die ontgroeningsproses by 'n universiteit of 'n college of wat ook al. As iemand dan verantwoordelikheid moet neem vir iets wat as 'n groep gedoen word, wat is dan die regsproses daar? Ons sien gereeld dat studente en leerders in skole die grense toets in terme van hoe ver 'n poets geneem kan word, of in die geval hoe ver die ontgroening geneem kan word. Daar's perke soos die skending van privaatheid. Ons het die geval gesien van die student wat geurineer het na bewering in sy medestudent se kamer. Dit het ver gegaan. Daar sal selfs gevalle gewees waar studente op ander studente geskiet het met 'n windbuks. So daar is sekere perke en grense wat dit net eenvoudig te ver gaan, en weer eens kom die redelike persoon toets hier
in speel wat ons spesifiek kyk om dit te beperk en dat die grense wat die ontgroening aangaan nie te ver gedryf word en iemand fisies, emosioneel of in randwaarde skade sou ly nie. Ja, net om jou af te sluit, ons het so 'n minuut oor. Watter raad het jy vir iemand wat dalk vandag 'n poets wil bak? Hou dit binne grense, maak dit lighartig en maak seker dat die persoon wat jy die poets mee bak, dit ook so sal ervaar. So dink aan hoe dit die ander persoon sal impakteer of die effek wat dit op die persoon sal hê as jy 'n poets sou bak. Wow. En so van die regsbank na die sportveld. Ons kyk net hierna na 'n gesprek met die skeieregter Maree Erasmus. Hi, ek is Albert van Wyk en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Maree Erasmus het vir meer as 2 dekades 'n vaste hand en skerp oog op die cricketveld gehad en nou groet hy die spel na 'n indrukwekkende loopbaan. Hy is 'n voormalige ICC Elite paneel skeieregter en was skeieregter van die jaar in 2021. Hy het hierdie week met Arnold gesels. Hierdie is Goeiemôre, Good Morning Sporttyd. Ek is Arnold Geerts. Nou ja, die man, Maree Erasmus, het vir meer as 2 dekades 'n vaste hand en 'n skerp oog op die cricketveld gehad en nou groet hy die spel na 'n indrukwekkende loopbaan. 26 jaar, 82 toetse, 125 eendagwedstryde en 61 T20's. Maree, dis 'n groot plesier en 'n groot voorreg vir my om met jou te gesels. Baie welkom by ons op Goeiemôre, Good Morning. Ek wil net teruggaan na die begin toe jy het vir 'n hele paar jaar, meer as 'n dosyn jaar, provinsiale cricket gespeel. En was dit 'n natuurlike ding vir jou om toe aan skeieregter te dink? Goeiemôre Arnold. Ja, en toe ek so aan die einde van my speelloopbaan gekom het, het ek gewonder wat gaan ek aan doen en ek het 'n paar afrigtingskursusse gedoen. En toe het ek besluit, maar ek dink die skeieregter storie gaan beter by ons leefstyl as familie inpas. En ja, toe het ek in 2000 my eerste klubwedstryd gedoen en so die ding maar begin. En hoe gaan mens van klubwedstryd na uiteindelik een van die bestes in die wêreld wat nie minder as 3 keer die internasionale cricketraad se skeieregter van die jaar toekenning ontvang het nie? Seker maar met baie genade. Ja, as 'n klubskeieregter word deur die kapteins geëvalueer.
En dan was ek gelukkig genoeg om met my derde seisoen al provinsiale cricket te begin staan en dan sit nou weer eens kaptein en dan is daar ook 'n wedstrydskeidsregter betrokke wat jou evalueer. En toe in 2006 het ek internasionale cricket begin doen en dan het ons mos nou televisie die video's wat ons kan gebruik en dan word ons ook met die deur middel van die video's geëvalueer. Jy noem die televisieskeidsregters, hoe maklik was dit om daarbey aan te pas aan die begin en maak dit jou werk op die veld makliker of moeiliker? Ja, ek dink dit maak dit beslis makliker. In wedstryde wat ons doen waaraan nie televisie betrokke is nie, is die spelers weet moeilik oor 'n beslissing en dit bly hulle by. Maar op internasionale vlak en van die grootste toernooie soos die IPL's en die SA20's, waar ons ook die tegnologie het, verwysingsstelsel soos ons dit noem, of DRS in Engels, en dan die spelers kry hulle antwoorde op hulle vrae en die spelergedrag is baie beter. So ek en daai opsig help dit beslis vir skeieregters. Dit is 'n bietjie makliker om die wedstryd te beheer want die spelers is nie so gegrief nie. Ja, so ek het dit altyd verwelkom. Ek het gelukkig saam met dit het my internasionale loopbaan rondom 2006 begin, maar 2008-9 vlam gevat het die verwysingsstelsel ook in 2008 begin. So ons het maar saam met dit geleer. Ons het baie dinge geleer uit hockey oor hoe hoog die bal eintlik hop. Wat ons dan kan toepas op skeieregterspel. Is daar een reël in cricket, miskien selfs twee, wat jy sou kon verander as jy alleen reg daarop gehad het? Ja, dit is spesifiek nou nie 'n reël nie, maar is playing conditions soos ons sê, want baie van die reëls is daar aanpassings gemaak. En dit is die soft signal wat die skeieregters gebruik om 'n betwiste vangskoot dan nou te evalueer. Nou, hulle het dit weggeneem en dis nou net die TV-skeieregter se werk om te beslis of die vangkans dan nou wettig was al dan nie. En ek sal dink ons moet dit terugbring. Dit het mooi riglyne gegee vir waar binne die TV-skeieregter die beslissing kon maak, want om 'n driedimensionele gebeurtenis op 'n eendimensionele beeld te vas te vang is 'n bietjie moeiliker. Ek hoor jou en ek stem. Ek sou aanneem in al jou jare, jou 26 jare, het jy 'n hele paar wonderlike sledges gehoor. Kan jy een of twee met ons deel wat ons kykers by die huis sal kan hoor sonder dat daar te erg taal daarbey saamgaan, want ons weet die ouens kan op 'n partykeer looi, nie waar nie? Ja, ek dink julle sal moet wag vir my boek. Ons is in die laaste stadium van die boek en die boek gaan by Naledi beskikbaar wees oor 'n paar weke. Die boek se naam is Maree Erasmus, The Rock and Roll Years. Geskryf deur Telford Wise. So in die boek is daar ook al daai stories wat ek dalk nou nie op die lig kan vertel nie, maar dis dalk 'n veilige in die boek self. Ek sien baie daarna uit. En Telford was natuurlik self 'n ongelooflike cricketskrywer wat die spel binne en buite ken. Wie was van die moeilikste bowlers wat jy voorgestaan het, wat aanhou appeleer het en nooit wou ophou nie? Ja, baie van die spanne van Asië het 'n unieke styl van appeleer. Hulle sal nie net een keer appeleer nie, maar aanhou. Maar die ou wat baie uitdagend was, ook omdat hy so goed was, en veral in Engeland, is James Anderson. Hy was 'n moeilike karakter en 'n uitstekende bowler, so hy het jou beslis getoets. Hy wat nou nie sommer enige verduideliking van 'n skeieregter aanvaar het nie, so hy was ou wat jy moes bestuur het. Ja, maar hy was 'n handvol veral in Engeland, as jy vroeg in die somer daar op 'n baanblad wat baie beweeg vir Anderson van jou kant af het, dan weet jy gaan vandag baie hard werk. Dan natuurlik, ek dink nie op 'n cricketveld kan mense dit by tye help nie, maar die woede is soms daar en spelers wil mekaar gryp. Hoe het jy jouself voorberei vir so iets? En mens kan dit soms voel kom op die veld, nie waar nie? Hoe maak mens reg vir so iets as jy in jou posisie is? Ja, ek dink een van my grootste sterkpunte wat ek gehad het, is dat ek redelik kalm kon bly op die veld. Maar ja, daar was insidente in 400 wedstryde wat ek betrokke was, waar spelers met die warm onder die kraag geraak het. Daar was 'n geval in 2011 in Nottingham in Engeland waar 'n bowler ontevrede was en einde van die bal weer. Toe hy sy pet by my moet vat, het ek gedog hierdie ou gaan my nou met die kop stamp. Maar ja, gelukkig het sy span
getrek en hy is natuurlik na die tyd beboet vir 'n dreigende houding teen opsigte van 'n skeieregter. Ek is ook geïnteresseerd om te hoor, maar die 3 formate, is daar 'n moeiliker een tussen die 3 van hulle om te blaas of al dan aan die ander kant 'n makliker een? Wat is vir jou die lekkerste om by te staan en beheer te hou? Ja, al drie het unieke uitdagings. 2020 cricket nou is natuurlik sedert die begin van IPL het 'n baie meer belangrikheid en daar's baie geld betrokke, so dit sit 'n druk op jou, maar die voordeel daarvan is net 4 ure en is verby. So as jy dalk 'n foutjie of 2 gemaak het en jy voel sleg oor jou wedstryd, jy hoef nie môre weer een te doen nie. Maar toetskriket is vir my nog steeds die mees uitdagendste. Jy's fisies 'n element van 5 dae wat jy dan moet wees, partykeer in baie warm omstandighede, partykeer in baie koue omstandighede as jy dalk in Nieu-Seeland of in Engeland is. En dan die sielkundige deel, dit tap vir jou, daai konsentrasie van 5 dae. Ek dink skeieregters word regtig onderskei tussen wie se beste is in toetskriket, want dit is as jy 'n moeilike eerste dag het, môre moet jy weer gaan en die derde dag moet jy weer teruggaan. So daai is beslis die mees uitdagendste. Maar ja, die nuwe huidige fokus van die toeskouers is op 2020 cricket, so daar's ook 'n ander dinamika van omgekeerde veeghoue en jy moet enigiets verwag, enigiets kan gebeur van bowler of bowler kant af. So dis unieke uitdagings vir elkeen van die 3 verskillende formate. Maar ongelukkig het die tyd ons net omtrent opgevang, maar in een sin, wat sal jou advies wees vir jong skeieregters? Ek het dit al 'n paar keer gesê, ek het ongelooflik daai uitgeput. Ek voel ek was baie geseënd, so ja, as jy dink daaraan, raak betrokke by jou plaaslike organisasie en begin dit net doen en dis hoe al jy gaan uitvind of jy dit gaan geniet en of jy enigstens goed te staan. Bly ingeskakel, ons vind net hierna uit wat ons alles oor kubermisdaad moet weet. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Kubermisdaad is besig om vinnig toe te neem en Suid-Afrika is een van die lande wat die meeste geteiken word. Dit raak nie meer slegs groot maatskappye nie, gewone mense soos ek en jy is toenemend die slagoffers. Die stigter van Global Technology Security Partners, Jacques van Heerden, het die week met ons kom gesels om ons te help verstaan wat kubermisdaad regtig is en hoe ons onsself beter kan beskerm. Welkom aan jou. Dankie julle.
Goed, Jacques, kom ons begin eenvoudig net deur te vra wat presies is kubermisdaad? Kubermisdaad is basies 'n misdaad wat oor die internet gebeur. So as jy dink aan jou selfoon of 'n skootrekenaar, dis enige rekenaar wat met 'n enige crime wat met 'n skootrekenaar gepleeg word. Ja. En hoekom is Suid-Afrika so 'n groot teiken in hierdie verband? Ons as 'n land is besig om te groei en elkeen is besig om selfone te kry. En met die wat jy 'n selfoon kry of 'n rekenaar kry, raak jy 'n teiken. Ja. So jy hoef nie baie slim te wees om 'n teiken te wees nie. En wat basies gebeur is as om gehack te word, moet jy maar basies net 'n maklike teiken wees. So jy moet net basies op die e-pos klik of die e-pos oopmaak en dan is jy basies 'n teiken vir die krimineel. Nou baie mense dink dit sal nie met hulle gebeur nie. So ek dink die vraag is, jy weet, hoe lyk die werklikheid vir 'n gewone gebruiker? Op 'n daaglikse basis kry ek 'n gewone gebruiker wat my bel en sê ek het miljoene oorbetaal in 'n verkeerde rekening in. En dit is basies wat gebeur. So van 'n gebruikerspunt af val die gewone gebruiker altyd in die struik om te dink die e-pos wat hy inkry is 'n wettiglike e-pos of die SMS wat hy kry of die bankoproep is regtig die bank wat hom bel. En dit is die kriminele wat hom bel en hy mislei hom deur dit. En al wat ek soek as 'n krimineel is net om jou 'n bietjie te mislei, jou 80% van die waarheid te vertel en as ek jou gekry dan het ek jou en dan moet ek dit net verder vat. Goed, nou jy het ook 'n paar goedjies hier vir ons saamgebring. Wat presies is dit? Net om vinnig te wees, hierdie is maar net ek noem dit speelgoed. Ja. Hierdie een is besig om julle wifi te hack. Hy's klaar in die wifi in. Goeiemôre een. Hy sê klaar toegang gekry. Ek het gesien hier gebeur iets op hierdie skermpie, ja. Maar dis reg genoeg vir klein goeters. Hier is nou vir jou groot corporates. Ek sal hom op 'n drone sit, dan sal ek na die corporate toe vlieg as hy nou op 'n hoë gebou is. Anders sit ek dit maar net in my laptop sak en loop ek in. Dit soos hierdie tipe goeters is RFID reader. Om sak ek my mouse sit, dan loop ek net verby en dan steel ek jou kaart se ID. En dan het ek toegang mee gebou. Dit is regtig so maklik. Jy het oefening nodig, maar dit is regtig so maklik, ja. Met daai in gedagte wil ek tog vir jou vra, daai spesifieke apparaat waarna jy nou verwys het. Ja. Jy weet, deesdae gebruik ons mos nou of is dit baie gerieflik om te tap ook, nê, met behulp van ons selfone. So hou dit ook 'n risiko in, jy weet, na aanleiding van daai spesifieke apparaat. In die vroeë jare het ek op Goudtrein rondgeloop en dan soos ek verby die mense se rugsakke geloop het hy geaktiveer, maar ek het nie die transaksie gevoltooi nie, want dan is dit bedrog. So ek het meer 'n proof of concept gedoen om te sien of dit werklik so is. Deesdae kry jy 'n aluminium wallet waar jy jou kaart insit en jou karsleutel ook om jou te beskerm. Dit is baie interessant, maar ook baie kommerwekkend. So wat jy sê, is sommige van die mees algemene maniere waarop mense miskien gevang word. Die meeste mense word gevang deur dringendheid. Jy kry e-pos in en is dringend. Jy moet dringend aandag gee aan die e-pos. En sodra jy dit sien, moet jy weet hier's iets fout. So moet nooit haastig wees om die e-pos te antwoord nie of die oproep te antwoord wat jy kry nie. Ou moet baie versigtig wees. Van 'n persoon van 'n man in die straat se kant af, hulle is baie teikens want die mense verstaan baie min hulle selfoon en wat die selfoon kan doen. Aan jou besigheidskant, as ons praat van invoice-bedrog byvoorbeeld of bankbedrog, dan kom 'n invoice in die maatskappy in met 'n bankrekeningnommer en die besigheid is te vinnig om te betaal op daai bankrekening sonder om verifikasies te doen. En as daai betaling gedoen is dit baie moeilik om daai betaling terug te kry. Daar's wettiglike stappe wat jy kan doen, maar dit is nog steeds moeilik. So jou besighede word baie gevang met groot miljoene geld, maar selfs jou verbruikers ook. Ek het soos 2 weke terug 'n persoon gehad wat 4 miljoen verloor het, net deur geld in die verkeerde rekening in te betaal. Jy weet, en dan dink ek ook aan iets soos byvoorbeeld, ek dink die meeste van ons het al 'n oproep ontvang van 'n sogenaamde selfoonverskaffer en dan word daar gesê, nee, iemand het nou jou SIM-kaart gekloon en jy moet nou dit of dat doen om hierdie probleem nou uit te sorteer. So dit val ook onder Dit is die skelm wat jy bel. Dit is die skelm en al wat hy wil hê is jy moet jou selfoon afsit. Want as jy jou selfoon afsit, die registreer jy van die netwerk af en dan kom die nuwe SIM-kaart online wat hulle gevat het. Goed, wat is sommige van die basiese reëls wat mense moet ken of van weet wat die kuberruimte betref? Eerstens ken jou apparaat, jou selfoon.
ken jou selfoon, weet wat hy kan doen. As jy 'n e-pos inkry en jy het hierdie kompetisie gewen, en jy het nie ingeskryf vir dit nie, dan moet jy weet, ignoreer dit. As jy 'n e-pos kry en sê, jou pakkie is op hul, want jy het nie jou geld betaal nie, het jy 'n pakkie wat op pad is? Nee, so ignoreer dit. Mense is te maklik om te val vir hierdie scams wat daar uitkom, en te klik op die links, want sodra jy op die link klik, dan het ek toegang na jou toe en jou rekenaar. En van daar af sprei ek dan baie stadig in die res van die besigheid in. En dan soos ek versprei na die res van die besigheid toe, vat ek al die ander rekenaar se toegang, en ek het dit, en voor die einde van die dag het ek toegang na die hele besigheid toe. Goed, nou jy het nou vir ons net so vinnig, jy weet, vertel van sommige van hierdie goedjies wat jy nou saamgebring het, ateljee toe. So my vraag is, waarvoor word dit dan nou gebruik? Gebruik jy dit vir navorsing in die verband, om mense meer bewus te maak? So, in my wêreld is ek 'n ethical hacker, wat beteken is maatskappye sal my huur om in te breek. So ek het al die skills van 'n gewone hacker, maar net op 'n etiese basis. En dit is baie belangrik. Soos byvoorbeeld enige rekenaar het 'n wagwoord, paswoord skerm. Hierdie ding gee my toegang om verby dit te kom, sonder om die paswoord te ken. Dit werk op servers en op workstations. So, ek word gehuur om basies in maatskappye in te gaan, en dan sit ek met die bestuur van die maatskappy en IT, om hulle te help om te verstaan wat ek gedoen het, hoe ek dit gedoen het, en dan verby te kom. Om 'n voorbeeld te gee. Hierdie is 'n kabel. Ja. Dis 'n laaikabel. Ja. As ek jou vra, laai my foon vir my asseblief, my battery hardloop pap. En regtig, is nou jammer, ek is nou hierso vir ietsie en ek wil net my foon bietjie laai. Sê hom in jou rekenaar insit. Dis gewoon 'n laaikabel. Dit lyk so, ja. As jy hom insit, verander hier's 'n klein rekenaartjie hier binne. Ek gebruik jou internet om terug te gaan na die cloud toe. Deur daai koneksie download my, ons noem dit payloads, na hom toe, en dat ek toegang na jou rekenaar toe, en die res van die netwerk, net deur hierdie kabel in jou rekenaar in te druk. Ek moet vir jou sê, dit is vir my werklik 'n geval van, ek kan nie glo wat jy my alles vertel nie, maar terselfdertyd is dit ook indrukwekkend. So baie dankie dat jy vanoggend 'n bietjie meer daaroor kom gesels het. Dis 'n plesier. En ek is seker van ons gaan in die toekoms weer gesels. Dis reg, is alles reg. En moet nou maar nie verder ons wifi netwerk hack nie, hoor. Bly net waar jy is, ons gesels net hierna met Roan de Tooy. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Welkom terug. Ons het nou net geluister na Roan de Tooy se nuutste enkelsnit, Dit sal lekker wees, dankie. En hy was die week hier om ons meer daaroor te vertel. Welkom terug, en ons het nou sopas geluister na Roan de Tooy se nuutste enkelsnit, Ek sal, of nee, jy sien daar's 'n klaar met hom, Ek, jy en my bakkie, maar die regte ene is nou, Dit sal lekker wees, dankie. Jy sal gaan eintlik glad oor 'n bakkie nie. Ja, maar kyk net hoe lekker stiek hy. Maar dit sal lekker wees, dankie om jou weer hier te hê. Ek vra 'n verskoning vir daai en my vriend. Dit sal lekker wees, dankie, maar hoekom ek dit vra is, dit was aanvanklik iets anders, Ek, jy en my bakkie, is dit nie? Nee, ek kan vir jou vinnig vertel, so wat gebeur het, ons is besig om by die ateljee besig om 'n ander lied te skryf, en ek gaan terug vir 'n writing session, en Marco van Deventer van ons, wat saam met ons skryf, en Jerry is daar, ons het nou 'n writing session op 'n ander song wat ons in elk geval ons kry, hy's nou nog nie klaar nie, so baie. En ek het ingestap, ek het my motorfiets toe gery, ek het ingestap nog met my valhelm aan. En ek en Marco so dingetjie, hy maak altyd my koffie, want toe hy die deur oopmaak, ek het nog fisies my helmet aan, dus ek vond dit sal lekker wees, dankie. En ek kan maar die koffie bring. En Paulo en Jerry het net so teruggesit en gesê, daar's 'n song. En 3 ure later het song geskryf. Dit is letterlik so, ons het besluit, wat is vir jou lekker? En ek het gesê, wel, ek love my vrou, ek love my bakkie, en ons hou van ry, en ons doen alles wat ons doen ons saam, so, en dit is die hele ding by mekaar gekom. Maar soos ek sê, die song gaan eintlik glad oor 'n bakkie, en as jy nie 'n bakkie het, jy het hom seker iets anders wou vind. Right, so, na daardie intro, dit sal lekker wees, dankie, hy is hier. Dit sal lekker wees, dankie. En dit is lekker om jy so te hê. So dis ook so lekker, ek meen dis 'n lekker song, soos wat jy ook sê, dis net so lekker bietjie laid back. Net so 'n bietjie geniet die musiek en geniet vir Roan. Is laid back, dis so lekker om op 'n live show byvoorbeeld net eenvoudig te sê, okay, ons doen nie swaar goed doen, ons doen nie die komiese goed, die FHK doen goed, en die Kannemans en daai goeders, ek hou van doen ongelooflik goed op die vertonings, maar hierdie een is so lekker country rock feel, dis bietjie musicianship, so die gitarist moet so 'n paar lyne lekker speel, maar dit is, vir 'n musikant is dit ook lekker, jy oordink dit nie, jy dink nie jou dood nie, jy's nie moeg na die song nie, die mense geniet dit, hulle kan vinnig saam sing, want dit is nogal vinnig om die hookline aan te leer en saam te sing, so, dis een van daai goed, hy sit net eenvoudig maklik, hy sing maklik, die band speel hom maklik, so, jy's nie moeg, jy het nie nodig om jou sakdoek uit te haal en die sweet af te vee as jy klaar. Roan, want ek weet baie van jou songs, ander songs en treffers is maar lekker tegniese songs wat jy laat werk, nee? Laat my maag pyn. Hoorie, en wat sê is die kernboodskap van Dit sal lekker wees, dankie? Die eenvoud daarvan, ek dink dit is waaroor dit op die einde van die dag gegaan het. Ek het al so rukkie 'n ding wat eintlik in my kop, dit is nou baie filosofies, as hy nou en so 'n maklike song is hy nou regtig om gaan analiseer. Is die eenvoud daarvan. Dit is bloot die feit dat ons is baie keer geneig daar om te kyk en wat op sosiale media aangaan en wat rondom ons aangaan en almal met hulle mooi prentjies en vakansies en karre en huise en dan word ou baie keer so 'n bietjie flatterd nie. Jy dink by jouself, maar wat doen ek verkeerd? Hoekom? Maar hulle wys nie die foto waar hulle aan die einde van die maand ook daar sit en wonder, maar hoe gaan ons daai en daai betaal en hoe gaan ons alles regkry en hoe gaan ons juggle? Hulle wys nie daai nie en almal het dit. Almal het daai worry saam met die lekker. En ons het net eenvoudig besluit, maar kom ons gaan terug en gaan kyk nou hoe blessed ons is. Hoe geseënd is ons met dit wat jy het. Jy het jou familie, ek het my vrou, ek het nou in hierdie geval het ek gesê my bakkie, maar soos ek sê, dit gaan nie oor die bakkie nie, dit gaan oor daai iets wat die eenvoud daarvan, dit wat jy mee oor die weg kan kom, en dit wat jy actually het. So, baie eenvoudig, ek, my vrou, my bakkie, kyk hoe maklik is, en daar gaan ons. En dit sal lekker wees, dankie. Dit sal lekker wees. Luister, en vir 'n man wat ook soveel studio-ervaring het natuurlik, en ek meen optredes en goeders, al vir jare is jy in die bedryf, hoe besluit jy op wat se genre jy gaan aanvat ook? Want ek meen jy kan enige genre doen. Ek is ongelooflik blessed om 'n klomp verskillende genres te kon doen deur die jare, en dit is ook lekker om
seisoene amper totaal. Ek meen ons het as jy dink jy weet se naai het nou 'n bietjie groter Soppy Love Song is wat van 2019 afkom, daarna in 2022, 2023 het ek nog van Johan se goed mag ek jou laaste wees en daai goed gedoen wat ook bietjie meer back in the pocket love song. Verskriklik mooi, maar ek het op 'n stadium besluit maar ons kan nie net dit doen nie. Al is dit mooi en al werk baie goed. Ons kan nie net dit doen nie. Ons moet vir mense die ligter kant ook bring. Die ding wat 'n ou wil aansit. Hierdie is 'n tipe liedjie. Dit maak nie eintlik saak waar jy is nie. As jy moeg gewerk as jy kom by die huis en jy wil net sit en niks doen nie, kan jy jy kan op pad huis toe in die kar hierdie song luister. Jy kan hom Vrydag aand by die braai kan jy hom aansit. En ek het net eenvoudig besluit maar kom ons doen 'n paar van dit. En 'n paar van die goed wat ek nou die afgelope tyd gedoen het is lekker komies, is lekker saamsing materiaal, is lekker braaivleis materiaal. Ek hou van. Exactly. So, maar dit gesê wil ek dan ook net vir die mense daar buite sê, want baie mense vra vir my, maar gaan ons weer 'n groot sang kry? As ons nou klaar het. Dit is alles daar. Ek is op die huidige stadium besig met seker omtrent 3 of 4 goed wat ek wil amper nie nou Flavour of the Month is nie. Dis die goed wat noodwendig nou die streaming en die charts sal hit nie. Maar ek is ook op 'n plek in my lewe waar ek ook nie te veel daaroor worry nie. Ek sit 'n ding daar uit, ek hoop die mense hou daarvan en ons doen ons beste daarmee en die wat daarvan hou daarvan en die wat dan nou eerder iets anders gaan kies, dis ook okay. Dis fyn. En op die shows werk dit vir my lekker en dis 'n lekker balans op die vertonings. Ja, en is lekker. Ek meen vir ons as kunstenaars ook na soveel jare wil jy enige ding teken, jy wil net sommer 'n love song doen en dan wil jy weer iets ernstiger doen en so aan. Dankie dat julle nog 'n week saam met ons gekuier het. Geniet die naweek. Ons sien julle maandagooggend weer 6:00 op Via.